Goeiedag geliefdes, dit is Saterdag en vandag sluit ons die week af met een van die kragtigste waarhede in die Bybel, dat God se woord lewendig is. God se woord praat met jou, hy lei jou, hy beskerm jou, hy bemagtig jou, hy vernuwe jou denke, hy bou jou geloof en hy wys vir jou die hemelse rykdomme wat jy in Christus Jesus het. En dis presies wat Hebreërs 4 vers 12 beskryf. Hoor wat sê die woord van God. Die woord van God is vol lewenskrag en energie. Dit is skerper as 'n swaard wat 2 skerp kante het. Dit sny diep tot binne in ons innerlikse wese, tot in ons gewrigte en murg. Dit vlek ons diepste motiewe en oorwegings oop. Familie, hierdie teks begin met die woord van God is vol lewenskrag en energie. En net daardie eerste deel is genoeg om jou asem eintlik weg te slaan. Want elke keer wanneer jy die Bybel oopmaak, gebeur daar iets. Daar gebeur iets bonatuurliks met jou. God se Gees gebruik sy woord om lewe in jou binneste te bring. Maar kyk verder, hy sê dit is skerper as 'n swaard wat 2 skerp kante het. Dit is nie net 'n versagter of 'n oppervlakkige boodskap nie. God se woord sny diep tot in jou binnekant en dit vlek hierdie motiewe, gedagtes en oorwegings oop. Met ander woorde, jy lees nie net die Bybel om net te lees nie. Die Bybel lees jou ook. Dit ontbloot jou hart, dit wys wat binne jou leef en die mooi van hierdie proses is, dit verander jou van binne na buite. En daarom is dit so belangrik, familie, om tyd te spandeer in God se woord. Nie omdat God jou gaan straf as jy dit nie doen nie, maar omdat jy iets lewendigs mis as jy dit nie doen nie. En wanneer jy tyd maak vir die woord, dan maak jy ruimte vir God se stem. Wanneer God praat, verander dinge, hy verander jou voorheen na jou maar nou. En dit is ook die kruks van môre se boodskap, wat Pastoor Retief met ons gaan deel. So ek hoop regtig dat julle sal inskakel vir deel 2 van hierdie Bybel leesreeks. Maar, geliefde, dit is belangrik om te begryp en altyd te onthou, dat God se woord nie dood is nie. Is nie stil nie. Dis nie swart en wit ink op 'n papier nie, dis lewend, dis aktief, dis kragtig en is persoonlik. En elke keer wanneer jy dit lees, raak jy aan die lewende God self. Hy kom nader aan jou, soos wat jy tot hom nader. En nou ek het reeds gesê dat ons môre aangaan met hierdie Bybelreeks, so vir die uitnooi familie, moenie môre se aanlyn boodskap mis nie. As jy in Alberton is, kom sluit by ons aan, 9uur by Alberton High School, dit is 35 Phantom Straat. Maar familie, ons sluit môre hierdie 2 week reeks af. Ek hoop dat deur die Gees van God, jy iets kon leer van God se hart oor die belangrikheid van om Bybel te lees in hierdie afgelope 2 weke. Ek hoop dit het met jou gepraat. Ek hoop dit was vir jou goed. Ek weet dit was vir my. Ek weet, daar seker dinge wat die Heilige Gees my geopenbaar het in hierdie afgelope 2 weke en ek so dankbaar daarvoor. Maar my gebed is dat jy nie sal stop by hierdie 2 weke nie, maar dat jy sal aangaan. Dat jy werklik sal inkoop in God se lewende, aktiewe woord. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir vandag. Dankie vir hierdie tyd wat ons saam het om net te leer, te ontvang. Dankie vir hierdie 2 weke wat ons kon reis met Bybel lees wenke, Here. Dit is so belangrik. Dit is so belangrik om elke dag tyd te spandeer in U woord. Here, hierdie week waar ons gekyk het na die spekmetode, mag ons hierdie toepas in ons daaglikse stap met U. Mag ons nader groei tot U, Here. En mag ons altyd onthou dat U woord is lewend, is kragtig en is die enigste waarheid wat daar ooit sal wees. Dis my gebed vandag in Jesus naam. Amen. Familie, weer eens, ek nooi jou uit, skakel môre saam met ons in, as jy in Alberton is, kom sluit by ons aan, by Alberton High School. Maar dankie dat jy hierdie afgelope 2 weke saam met my gereis het. Dit was 'n groot voorreg. Ek groet jou in Jesus naam. Amen.